Goeienaand almal. Baie welkom by vanaand se Pinksterdiens. Mag dit regtig vir een en elkeen 'n besonderse aand wees. En ons gaan ook so vanaand aan, waar ons gisteroggend afgeskop het met Pinkster by die uitstorting van die Heilige Gees en wat dit beteken, gaan ons vanaand aan na die volgende tema toe. Ons hoop in die ons hoop en hoe die Heilige Gees ons verander en dan ook so gemeentes en gemeenskappe verander. Maar voor ons begin, kom ons sit net so, dan sluit ons die oë. Ons Hemelse Vader, ons kom vanaand voor U en ons is opgewonde. Ons is bekommerd. Ons is hartseer. Ons is bly. Here, en ons kom vanaand voor U met 'n klomp verskillende emosies. 'n Klomp verskillende dinge wat vandag gebeur het. Here, maar wanneer ons vanaand in die woord indelf, wanneer ons vanaand stil staan by ou Petrus en die toespraak van Petrus, Here, wil U ons harte oopbreek. Wil U ons harte soos 'n spons maak. Here, wil U ons vir een oomblik help om hierdie week en hierdie dinge net agter te laat. Dat ons vanaand op U sal fokus. Amen. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem en die hele Judea en Samaria tot in die uithoeke van die aarde. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Van God ons Vader en van Jesus Christus die Koning wat in die beheerkamer van die kosmos sit, deur die kragtige en die lewende teenwoordigheid van die Heilige Gees wat vandag binne in een en elkeen van ons woon. Amen. Ons het gister stil gestaan by die toerusting, by wanneer ons die Gees ontvang en wat dit vir ons beteken. Wat kry ons van die Gees en hoe ons die gawes van die Gees kry sodat ons aktief in God se koninkryk kan betrokke raak. Maar vanaand gaan ons bietjie meer persoonlik raak. Ons gaan bietjie meer reflektief na onsself kyk en na ons as 'n gemeente. En waar ons vandaan gaan stil staan is, wat gebeur as die Heilige Gees nie net my verstand nie, maar my hele binneste totaal en al radikaal verander. En wat is die impak daarvan op ons as 'n gemeente? En dit is waar ons vanaand gaan stil staan. Môre gaan ons fokus oor hoe hierdie Heilige Gees ons ondersteun en ons dra in die moeilikste van moeilike omstandighede. En hoe die Gees groter is as die slegte omstandighede wat oor ons pad kom. En dan Woensdag gaan ons bietjie fokus op gebed en dan Donderdag oor hoe gaan leef ons hierdie goed uit? Hoe gaan leef ons met hierdie radikale verandering, met hierdie toerusting en met hierdie gebed in die wêreld daar buite? En dit is die plan wat ons het vir Pinkster. En dit is die wyse wat ek ook gaan volg. Nou hierdie wyse is nie net sommer hier en daar tekste gekies om by mekaar te pas nie. Hierdie lyn kry ons in Handelinge en dis dieselfde lyn wat deur die apostels gegaan het toe hulle die Heilige Gees ontvang het. Maar voor ons vanaand uit die woord lees, kom ons sluit die oor en bid ons saam. Here, dankie vir nog 'n geleentheid. Dankie vir nog 'n aand wat ons hierso as nie net 'n klomp individue nie net as 'n gemeenskap nie, Here, maar as kerk, as gelowiges saam kan wees. Here, wanneer ons
Handelinge lees, kom daar 'n stuk opgewondenheid by ons op. Ons harte word op 'n manier warm en ons raak bly om te sien oor hoe hierdie kerk wat ons vandag is, hoe hierdie kerk op die been gebring het, hoe hy elke liewe stap, die goed en die sleg by hierdie kerk was. Here, help ons om vanaand na hierdie kerk te kyk, na hierdie mense te kyk wat U gebruik het. Here, dat ons nie net sommer maar net 'n les sal leer nie. Here, maar dat ons by die hart van hierdie teks sal stil staan. Here, help ons om nie net te hoor nie, maar te verstaan en te voel. Amen. Ek lees van ons vanaand Handelinge 2 vers 14 en dan weer 37 tot by 38. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder die leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. En Petrus het 'n hele preek gegee en op die ouende en na hierdie pragtige preek gelewer het, vra die mense hom, by die aanhoor hiervan is die mense diep getref en hulle het vir Petrus en die ander apostels gevra, maar wat moet ons doen, broers? En toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Net tot sover. Ons sou Petrus met reg 'n kontroversiële en impulsiewe mens kon noem. Dit is hy wat sy visnette net so gelos het toe Jesus hom geroep het. Dit is hy wat op die water wou geloop het, maar ewe skielik toe begin sink het. Dit is hy wat vinnig was om die swaard te gryp en die soldaat se oor af te kap toe hulle vir Jesus gevange wou kom neem het. Dis dieselfde persoon wat toe die derde keer die haan gekraai het, vir Jesus verraai het. Vreesbevange vir sy eie lewe. Bang vir wat met hom mag gebeur. Dis dieselfde Petrus wat voor die skare in Jerusalem opstaan en hierdie preek en boodskap rustig, koel, kalm en gedrewe vir die mense gee. In Handelinge 2 sien ons 'n ander Petrus. Hy staan voor 'n massiewe klomp mense en hy praat nie net so asof hy kwaad is of homself jammer kry met so 'n sagte stemmetjie nie. Hy praat met vrymoedigheid. Hy's opgewonde oor die opgestane Jesus. 'n Mens kan amper nie glo dat hierdie dieselfde Petrus is van vroeër nie. Maar ons vraag wat ons onsself vanaand wil afvra is, wat het hierdie radikale verandering in Petrus se lewe gebring? En die antwoord op hierdie vraag is die kern van hierdie jaar se Pinksterhoop. En dit is die Heilige Gees verander mense. Voor sy hemelvaart gee Jesus 'n duidelike belofte. Hy sê julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En na 10 dae se gebed in Jerusalem word hierdie belofte vervul. Almal is met die Heilige Gees vervul. Dit beteken in kort dat Jesus deur die Heilige Gees binne in hulle kom woon het. Vir Petrus het dit 'n lewende en geestelike verhouding geword. Jesus was nie meer iemand net buite hom of saam met hom gewees nie, maar letterlik die kragbron binne in Petrus. En almal kon sien iets groot het gebeur. Almal kon sien
dat die persoon, dieselfde persoon wat vinnig was om te reageer, dieselfde persoon wat vinnig kwaad geword het, dieselfde persoon wat vir sy lewe gevrees het, is God gedrewe, het 'n missie, het motivering, is nie meer bang nie, lewe nie meer in vrees nie. En ons wat vandag hier is, het dalk nie vir Jesus in die vlees soos Petrus geken nie. Maar deur die geloof tree hy vandag nog presies dieselfde op as wat hy teenoor Petrus opgetree het. Vandag het Jesus nog steeds met ons 'n verhouding. Hy het nog steeds 'n verhouding met ons deur sy Gees wat in ons woon. Wanneer ons, net soos die disippels, bidend in afwagting op die Here wag, dan ontdek ons hom opnuut. Wanneer ons tyd saam met die Here spandeer, is dit nie God wat ewe skielik verander nie. Dit is ons wat begin verander. Dis ons harte wat begin sag raak. Dis ons wat begin vreesloos vir God lewe. Die Heilige Gees daag altyd op. Hy sal altyd daar wees. Maar hy verander ons van binnekant af. Sien, die ding is, Pinkster is vir die hele kerk. Die Pinksterfees was nie net deur die disippels gevier nie. Maar ons moet nie vandag Pinkster sien as 'n dag waar ons meer van die Heilige Gees kry nie. Ons moet nie van Pinkster en die uitstorting van die Heilige Gees dink as 'n tyd wat ons meer kry, asof die Heilige Gees 'n meetbare vloeistof is waarvan ons meer en meer en meer kry nie. Petrus kom in hierdie gedeelte en hy leer ons dat dit eintlik andersom werk. Die Heilige Gees, wanneer jy 'n verhouding met die Heilige Gees is, wanneer jy die Heilige Gees toelaat om in jou lewe jou te bestuur en jou gedagtes en jou hart te rig, dan begin die Heilige Gees meer van ons kry. Toe die skare deur Petrus se prediking diep getref word, toe vra hulle, maar wat nou? Wat moet ons doen? Wat moet ons doen, broers? Staan daar in Handelinge 2 vers 37. Petrus se antwoord is reguit. Hy sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word. En die vraag, en dit opdrag klink eintlik so eenvoudig, maar die vraag is, hoe doen ons dit? En dit is deur 2 keuses te maak. Die eerste is innerlik. Innerlik in ons binneste moet daar 'n radikale verandering van gesindheid en rigting kom. En die tweede is uiterlik moet ons besluit om op hierdie verandering te reageer. Want ons kan nie in harte verander. Ons kan nie laat die Gees meer van ons vat en ons lei en ons leef dit en hou dit vir onsself nie. Meer as dit. Meer as persoonlik. Meer as die Heilige Gees wat my al hoe meer en meer verander. Verander die Heilige Gees gemeenskappe. Want wanneer die Heilige Gees die binneste van mense verander, transformeer die gemeenskap saam. Ons sien dit in die teks. Ons sien dit hoe die gelowiges, duisende van hulle tot bekering gekom het. Hoe hulle besluit het om innerlik hulle harte vir die Here te gee en uiterlik dit uit te leef. Hulle lewens was so vol liefde, was so vol van die krag van die Heilige Gees, dat dit 'n absolute trekpleister vir die samelewing geword het. Ewe skielik is hierdie mense wat 'n straal van hoop is in slegte omstandighede.
Ewe skielik is dit mense wat besluit het, maar ek sal positief wees te midde van die slegte omstandighede, te midde van verdrukking van die Romeinse Ryk. Mense wat besluit het om goedhartig op te tree. Mense wat besluit het, maar die Here het my lewe so verander, hoe kan ek help? Hoe kan ek 'n verskil maak in die gemeenskap? Natuurlik was daar toeskouers wat op 'n afstand gekyk het en hulle gespot het. Maar ongeag het hulle opgestaan, afgeklim van die paviljoen en hierdie Gees hulle laat lei. Hulle het hulle self totaal en al omgekeer verander. Maar hier lê die kruks van die saak. Het is maklik om te sê, bekeer jou. Het is maklik om te sê, weet jy wat, ek wil van vandag af, vorentoe reg leef. Ek wil van vandag af toelaat, laat die Heilige Gees my lewe verander. Maar hoe doen ons dit? Ons almal ken die storie van die padda wat in die pot water gesit het op die stoof. Die padda het rustig gesit en soos die water stadig warmer geword het, strek hy homself rustig uit en geniet hierdie verskriklike warm bad wat hy besig is om te kry. En wanneer die water begin kook, was dit te laat vir hom om uit te klim. En dit is die groot gevaar vandag. Ons wil so graag ons laat lei deur die Heilige Gees. Ons weet en ons hoor wat ons moet doen. Ons kom Sondag kerk toe. Ons doen godsdiens. Maar hoe verander ek prakties my lewe? Hoe maak ek soos hierdie skare en gaan in 'n wêreld in en leef die evangelie? En as ons kyk na hierdie eerste gemeente in Handelinge 2, hulle het geweier om soos daardie padda te wees. Hulle het die evangelie gehoor en hulle reaksie was onmiddellik. Wat moet ons doen? Hulle het nie net geluister en rustig gaan sit en gewonder daaroor nie. Hulle het voluit gegaan. En hulle het hierdie radikale toewyding, hierdie radikale manier van lewe op 4 eenvoudige pilare gerus. Die eerste was die woord. Hulle het deurlopend hulle laat onderrig deur die leer van die apostels. Die tweede manier hoe ons hierdie innerlike verhouding met die Heilige Gees kan uitleef, is deur verhoudings. Hulle het verantwoordelikheid vir mekaar geneem. Hulle het vir mekaar begin sorg. Hulle het begin omgee. Hulle het na mekaar gekyk. Hulle het vir mekaar gebid. Die derde is die sakramente. Hulle het daagliks, weekliks die gemeenskaplike maaltyd en die nagmaal gevier in 'n leefstyl van 'n intense wederkomsverwagting. Hulle het gekies. Hulle het die genadetekens elke dag gekies om hulle te laat herinner aan wat dit beteken. Die vierde is die engine. Hulle het volhard en hulle het gebid. Want geen kerk, geen individu kan groei sonder gebed nie. En dit is die hart van hierdie teks. Nie net kyk ons na Petrus wat sy lewe radikaal verander het nie. Ons sien hoe Petrus se prediking mense gedryf het om nie net innerlik nie, maar uiterlik God te kies
in wat ook al hulle doen, waar hulle is. Hulle het ook dalk soos ons vanaand gesit en gewonder, maar wat nou? Wat moet ons nou doen? En hulle het gekies om op die woord, op verhoudings, die sakramente en gebed te fokus. Dit was die 4 rigtingwysers wat hulle gehelp het om elke dag hierdie verandering wat die Gees in hulle lewe gemaak het, uit te leef. Petrus bly vir ons 'n groot voorbeeld. In sy jonger dae was hy impulsief. Hy was ondeurdag. Hy was emosioneel onvolwasse en hy het Jesus verloor. Maar onder die invloed van die Heilige Gees het hy waarlik volwasse geword. As 'n wyse, 'n vreeslose leier. Petrus se verhaal herinner ons dat ons eie verlede, ons eie foute wat ons al gemaak het, die misstappe wat ons al gegee het, hierdie dinge nie saak maak nie. Want wanneer die Gees ons kom vernuwe, vat hy daai slegte goed, vat hy meer en meer van ons en hy maak dit nuut. En dit is vanaand my gebed vir een en elkeen. Mag ons as ons hier uitstap, mag ons as ons hierdie Pinkster instap en as hierdie Pinkster selfs verby is, elke dag kies om meer en meer van onsself vir die Heilige Gees te gee. Dat die Heilige Gees nie net ons verander nie, maar ons gemeente verander. En dat hy deur ons soos 'n helder lig in hierdie wêreld kan skyn. Amen. Ons Hemelse Vader, Here help ons om elke dag hierdie besluit te maak. Here help ons om soos Petrus onsself oop te maak vir die Heilige Gees. Dat ons nie sal sê, maar ek soek meer en meer van die Heilige Gees nie. Here, maar laat meer en meer van myself vir die Heilige Gees gegee sal word. Here, maar hierdie is nie altyd so maklik pad nie. Die is nie altyd so eenvoudig soos wat dit klink nie. Here, help ons om deur die woord, deur gebed, deur die sakramente en deur mekaar, dat ons mekaar sal dra. Dat ons sal leef, leer en bid oor die Gees. Amen.